Jy het 'n manier om sulke lekker titels te maak. Daar's skrywers wat hulle doodsukkel om 'n titel reg te kry en dan is daar skrywers wat goed is met titels. En hier het ons nou die respektabele meneer Hartslief. Wat maak hom so respektabel? Wel, hy is nie so respektabel aan die begin nie, en hy is ook nie so respektabel aan die einde nie. So, dis 'n bietjie misleidend. Hy probeer respektabel wees. En hy kom met 'n armoedige agtergrond uit. En hy streef soos ons almal maar streef na iets beters. En dit is waar die titel vandaan kom. En jy het nou 'n bietjie die speurverhaal op 'n paar maniere weer eens op sy kop gedraai. Want hierdie keer is jou speurder eintlik hierdie familie, hierdie clan van Brixton en Johannesburg. Dis nou die Hartslief kinders. En dan is dit nou die Lerms wat hulle niggies en newe is. Brei vir ons so 'n bietjie uit oor jou speurderspan. Ja, hulle kom almal uit streek wat die Dip genoem word. So 'n bietjie aan die verkeerde kant van die spoor in Johannesburg. Die Hartsliefs is 3 broers en is jong Laatlam suster. En hulle neefs en niggies is 3 neefs en 'n niggie. En almal dis tamelik 'n disfunksionele familie. Die 6, hoeveel is dit nou? 4. 4 plus 4 is 8. Die Hartsliefs is 3. Nee, hulle is die 2 broers nie. Nee, sorry, Erasmus is ook nog daar. Jy weet, terwyl ek het geskryf het, het deur mekaar geword. En hulle, die hoof van hulle familie, wat hierdie familie aan mekaar probeer hou, is hulle tante. Sy is ook bekend as die auntie, jy weet. En sy bedryf ook 'n kos sopkombuis. En Eli is die enigste een wat eintlik geseën is met 'n bietjie grysstof en hy gebruik dit dan om uit te styg ook in sy familie. En in die proses proeg hy nou sy talente terug om sy hele familie so 'n bietjie aan hulle veters op te trek, soos wat hy dan nou in Sandton sy voete probeer vind. En sy strikdas probeer vind. Ja. Hierdie familie het my, jy weet, dis vermaaklik hoe jy hulle beskryf. En dit is nie die eerste keer wat jy, kom ons sê nou maar werkersklas karakters 'n belangrike rol gee nie. Het jy 'n sagte plek vir sulke karakters? Sulke blou boertjie mense amper? Ja, nee, ek het, miskien omdat ek self, jy weet, daai soort van blou boertjie agtergrond kom. Maar aan die ander kant ook omdat, jy weet, mense so geneig en so maklik om sulke mense te beoordeel en te veroordeel partykeer. Laat ek nogal 'n tamelike sagte plek vir sulke klas van mense het en ek hoop regtig, jy weet, in die proses hoe ek hulle aangebied het, kom hulle met deernis oor. Ja, en ook die manier van saamstaan, en waarvan ek ook baie gehou het is, een van die voordele dink ek van uit so 'n tipe omgewing uitkom, jy hoef niks voor te gee nie, want jy het niks om te verloor nie. So hulle kan eintlik egte lewens lei en meer wees wie hulle is, as wat jy nou die oomblik in Morkel Wealth, waar jy nou so opgang maak, waar jy nou so die striktas moet dra en alles. Ja, hulle het geen pretensies nie, en hulle probeer ook nie voorgee, jy weet, mense wees wat hulle nie is nie, jy weet, die een ouers, waar Eli, sy een is 'n slagter, en die ander een is 'n leerling kok, en die ander een werk in 'n dus, hoe moet klein mens. Die klein mens, wat ja, ek onthou nou. Klein mens, en Hy is 'n klein mens. jy weet, so hulle is regtig die sout van die aarde. Nou, die moord, wat nou sentraal staan, is dat die derde Hartslief-broer, Basie, 'n pragtige jong ou van 19, lewenslustig, kort gelede pragtige motorfiets gekry wat Eli vir hom gekoop het, en dan is hy in hierdie gruwelike motorfietsongeluk.
Nou jou moordenaar is van al jou moordenaars tot nog toe is die mees enigmatiese moordenaar. 'n Mens weet niks meer van hom as dat hy word Lood genoem en dis ook nie sy naam nie, dis omdat hy 'n loodgieter van beroep is. Daai moordenaar het my verskriklik geïnteresseer. Praat asseblief oor die moordenaar. Ja, ek het hom doelbewus 'n bietjie obskuur gehou. Jy weet, anderster is wat met die geval met Abel byvoorbeeld was, wat 'n mens sy agtergrond, jy weet, kon nalees. Lood is 'n man wat hou van honde, hou van hierdie musiek uit die saksofoon, jazz, musiek uit die 50er jare uit. En hy self 'n baie goeie saksofoon speel. En speel self die saksofoon. Sedert hy 'n kind is. So hier en daar deur die loop van die boek tel mens sulke leidrade op oor sy agtergrond sonder dat dit doelbewus uitgespel word. Maar jy wou hom so so enigmaties hê. Ek het gedink om so, jy weet, ek het gewonder, moet ek dit so doen of moet ek, jy weet, die tradisionele weg volg en hom bietjie meer beskryf en sy agtergrond bietjie meer beskryf en op die einde het ek besluit ek gaan hom net so hou. Ek moet vir julle sê om 'n speelverhaal te lees met 'n moordenaar wat so 'n groot rol speel, wat jy so min van hom weet. Jy vergeet daai moordenaar nooit nie, want jy bly wonder agter wat het hierdie persoon hier gebring. Dis 'n ek wil nou nie sê 'n wonderlike moordenaar nie, dis baie goeie goed uitgedinkte moordenaar, sal ek nou maar sê. Jou gepraat daarvan. Jou moordenaars nog in al jou boeke is nou nie eintlik die gun ouens nie. Hulle het allerhande sulke alternatiewe maniere van moord. Sulke tegniese maniere ook van moord, hierdie een spesifiek. En dan word daar so in detail die tegniese aspekte van die moorde nou beskryf. As jy nou 'n moordenaar was, sou jy ook op daai manier gemoord het? Ek sou moet ek kan nie eens 'n vuurwapen hanteer nie, maar ek sou met 'n vuurwapen gehoor het. Nee, alles jy weet, dis daai persoonlike interaksie tussen die moordenaar en sy slagoffer wat ek daardeur probeer bewerkstellig, jy weet. Eerder as, jy weet, ek is 'n groot bewonderaar van Elmore Leonard se boeke. As ek net so vinnig 'n draaitjie kan loop, en hy sê iewers in een van sy onderhoude dat as 'n karakter, een van sy karakters nie die mas opkom nie, of hy sukkel om dialoog vir die karakter te kry, dan gee hom 'n koel in die kop en daar besluit. So, jy weet, ek het nou nie daai voorreg nie, want my moordenaars gebruik nie vuurwapens nie. En dit is 'n bietjie griesel om gou een met 'n mes dood te steek, is nie van my hou nie. Maar nee, die persoonlike interaksie tussen die geweldenaar en sy slagoffer, jy weet, het ek gevind veral by die Abel ook. Dit was natuurlik baie meer persoonlik daarom dat dit nou met die mense veld te doen het. Maar Lood ook dieselfde, hy is persoonlik, jy weet. En dan kan jy, as jy gelukkig is en jy kom 'n bietjie in die kop van die slagoffer ook en daai ervaring van die slagoffer weer te gee, dink ek, verhoog jy so 'n bietjie meer van die spanning ook, as wat jy net bloot iemand met 'n skoot aftrek. Ja. Ek